Dit as ons vanoggend kerk hou, dan is daar net een ding wat vandag gebeur het, en dis hierdie sondagoggend, weer is daar terug, die vrouens daar by die graf gegaan, want hulle het altyd die gewoonte gehad om terug te gaan na die graf toe, en die liggaam te gaan balsam, of te gaan salf, of wat ook al. Die vrouens soos moeder Henne het maar gaan omgee, en hulle is typies aan in die graf in die oggend. En toe hulle al die graf kom die oggend, lees maar Mattheus 28, toe sê die engel van die vroue, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy julle gesê het, kom naar en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy discipels, hy is in die dood opgewek, hy gaan julle vooruit na Galilea, en daar sal julle hom sien. Hierdie graf wat leeg is, daar is 'n prentjie van daar in Jerusalem, is 'n plek waar jy die tuingraaf kan besoek, en die nagmaal daar buite is 'n baie fantasties mooi plek, dis hier daar uit. Die graf is leeg. Hierdie is die grootste gebeurtenis van die Christendom. Die Christendom bestaan nie meer van die Christen geloof. As jy nou in die Rooms-Katholieke kerk, die Rooms-Katholieke kerk is die grootste kerk in die wêreld, want die nagte van die Christen is Rooms-Katholiek, soos jy veral in Italië kom is daar 100.000 Katholieke kerke. En hulle symbool, hulle grootste symbool, is Jesus wat teen die kruis hang. So die kruisiging het 'n verskriklike groot betekenis in die Rooms-Katholieke kerk. En dis vir ons ook belangrik. Die kruisiging is die soenoffer van God uit ons vrygemaak, maar ons geloof, die gereformeerde mense wat reformatories van aard is, hang meer aan die opstanding as aan die kruisiging. Want julle sal onthou in die kruisiging het die discipels nog weggehardloop. En hier by die opstanding, as ek nou teruggaan, sê hy, gaan die laaste gedeelte, hy is in die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea, en daar sal ek julle sien. Gaan gou en sê vir die disciples, so hierdie vrouens wat die opstanding gesien het, hulle het die disciples weer gehergroepeer. En daai hergroepering van die disciples het teruggegaan na Galilea, waar hulle Jesus weer gesien het aanleiding gegee tot die uitstorting van die Gees, tot die begin van die kerk. Hulle het die kerk begin, daai 12 disciples het die kerk begin, na die Gees uitstorting. So hierdie punt, hierdie oggend, toe vir Maria sê, Maria, Jesus het opgestaan en sê vir die disciples, en die begin van wat ons vandag erken as die kerk, as die geloof wat ons doorgaan. So dis ons begin. Maar die lewe, die opstandingslewe, die baie betekenis, baie simboliese betekenis, beteken, dis baie mense glo ons net wetenskaplike goeders, nou hierdie weet jy nou nie glo nie, want dis nie wetenskaplik nie, maar dit sê vir ons as lewe na die dood. En dis een van ons groot geloofbeginsels, dat ons gaan nie dood nie, ons gaan nie in die volgende fase in. Die Here gaan ons opwek. As 'n groot geloof, as elke keer as ons begrafnis hou, dan sê ons, glo ons as lewe na die dood. En hierdie opstanding van Jesus Christus het dit begin. En vir alle gelowiges in Jesus Christus, en Christene, glo ons as lewe na die dood. En hier waar ons nou is, beteken dit vir ons tweede kanse, beteken vir ons nuwe blaadjies. Ons lewens loop so dikwels in doodloopstrate in 'n plekke waar ons nie meer oplossings het, waar ons nie meer antwoorde het, waar ons nie meer weet wat om te doen nie. En die feit dat ons aan God verbind is, wat groter is as daai doodloopstrate. Sê vir ons kan nuwe blaadjies ontstaan, ons kan tweede kanse kry, ons kan nuwe asem skep, ons kan weer vorentoe gaan.
So die nuwe lewe is iets wat inherent deel is van 'n gelowige wat glo in die opstanding. Beteken elke dag is 'n moontlikheid van 'n nuwe ding wat kan begin. Kyk, hy maak alles weer nuut. So elke dag is 'n dag van nuwe dinge. En julle moet weet en glo dat ons identifiseer volkome met Jesus Christus. As hy opgestaan het, kan ons ook opstaan. Ons identifiseer volkome met Jesus Christus. Romeine 6:4. Deur die dood is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons, soos Christus deur die wonderbaarlike maagskaap van die Vader in die dood opgewek is, ons ook die nuwe lewe kan lei. So net soos Jesus opgewek is, so kan ons ook die nuwe lewe. So ons, een van die geestelike dinge wat ons doen, of psigiese dinge wat ons doen, is om heeltyd te top oor gister. Maar hierdie opstaan sê ons, moet nie te veel vaslaan gister nie. Gister was een leerskool, maar gister is nie volgens nie. Gister is verby. God gee vandag alles nuut. Aangesien julle, Kolossense 3 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, julle is saam met hom opgewek, moet julle streef aan die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. Dit is deel van ons geloofsbasis, wat ons glo in wonderwerke. Ons glo aan meer as net wat ons kan sien en kan voel. Ons glo aan wonderwerke. En dit streef na die dinge wat daar bo is. Die geloof ons het vir Jesus in die regterhand van God sit. Dis die oorwinnende posisie, die regterhand. In antieke tyd was die oorwinnende posisie. Want met hierdie hand die oorlog gewen, is die swaard in die hand van die oorlog gewen. En dis waar Jesus sit in die regterhand van God. Romeine 1:4, op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Voor die opstanding, die mense nog groot twyfel gehad, is hy die Seun van God. Maar hierso sê Romeine, die feit dat hy opgestaan het, is die bewys hy is die Seun van God. Filippense 4:3-10. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding deur hom, aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Kyk, is net Paulus wat sy persoon goed sal skryf. Maar hy identifiseer volkome met Christus. So, in effect, is daar vir my en vir jou, as gelowige Christus, mense wat in Christus glo, is ons in die oorwinning. Ons leef in die oorwinning. Dit voel vir ons, as ons soos hierdie, saam met hierdie meisie hierdie berg opgeklim het, wat onmoontlik gelyk het. Onmoontlik gelyk het. Maar ons het dit oorwin. En ons het al die onmoontlike hindernisse oorwin. Maar die ding is, waar ek en jy is vandag, voel dit nie so. Dit voel nie so. Dit voel nie vir my om ons oorwinning te doen. Dit voel vir my. En as jy net teruggaan, ek kan net terugvat in Jesus se lewe. Sy lewe was nie heeltyd hierdie oorwinnende fase gewees nie. Sy lewe was nie heeltyd so nie. Onthou, daar was 'n stadium wat hy, Jesus Christus, God verlate gevoel het. Toe hy in die kruis was, net voor hy sterf, het hy gesê, my God, waarom moet jy my verlaat? So hy voel totaal God verlate. So as jy lewe nog nie voel soos oorwinning nie, dan is jy in die fase wat jy voel, nou is dit net erg. Maar as jy op 'n fase waar jy voel jou gebede werk nie, jy bid en jy bid en jy bid, jaar in en jaar uit en jy bid en dit val dowe oor, dit werk nie. Dalk is jy net daar. Dalk
het die vriende wat jou verkeerde advies gee, soos Job se vriende. Job se vriende het ons heel altyd bygestaan, maar om verkeerde advies gegee. Daarom is hy daar. En onthou, Jesus was ook eers voor hy oorwinning, as hy daar gewees. Hy het God verlate gevoel. Teen 12 uur middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en om 3 uur tot om 3 uur gedreef. Om 3 uur het Jesus altyd geroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het jy my verlaat? Die ander ding wat Jesus beleef het voor sy oorwinning, hy het geweldig baie godsdienst kon gegeven. Hy weet wat in Jerusalem was. Het hy, wat hulle gedink het, hy gekoning word na Palm Sondag, het hy baie met die godsdienstleiders gestryd, met die fariseërs, met die skrifgeleerdes, met die familiehoofde. Het hy, die eerste ding wat gebeur na maandag, onthou hulle het in die tempel ingegaan, en hy die ouens wat daar in die tempel gewerk het hy omver gegooi, het die sweep getrek, en hulle geslaan om die kere gaan. En die ding is, dit was deel van sy rebellie teen godsdienst. Wat hy vir die mense gesê, die ding wat ek gaan begin, gaan nie so lyk, gaan nie so wees, van 'n ander ding wees. So hy die beginsels beskerm van God se liefde. Die aard van godsdienst is om God se beginsels omver te gooi en die wette te aanbid. Dit is die aard van godsdienst, die aanbid die wette. Jesus het gesê, nee, ons gaan nie die wette aanbid nie. Ons is daar vir God se liefde, God se genade, ons is sy familie, en ons lewe daar. Die wette is net daar maar ons. En Jesus het kom wys dat selfs in moeilike tye moet jy standvastig wees in God se krag. Hy het in daai week met geweldige twis met die owerhede gehad. Hy was in baie strijdgesprekke betrokke gewees. So vroeg sê met die skrifgeleerdes, as jy daai laaste week gaan lees in Matteus of in Markus of in Lukas, dan sien julle, hulle het al baie vrae gevra oor die wet en oor belasting en oor allerlei gevra, oor tiendes, hulle het op alles gevra. So die hele week is dit hierdie stryd tussen die gelowige, die godsdienstiges en Jesus wat hierdie nuwe ding moet doen. Wat dit beteken aan die einde van die dag, beteken dit as jy met Jesus het 'n deurgronde teologie gehad. Hy het geweet wie God is. Hy het geweet wat God se aard is. En hy het ook nie laat mislei deur voorskrifte wat gebring is tydelik of nie tydelik. In daai week al die verskillende stryd wat hy gehad met die kerkleiders en die stryd met die tempel, het hy ook sy eie mense verraai. En ons leer daar en ons bespreekwoord wat sê, dis die makste honde wat die seerste byt. En die einde van die dag moet elke een homself beskerm. En jy is uitgelewer aan die mense om jou. Jy is uitgelewer aan die mense om jou. Hy het geweldige teleurstelling in sy lewe gekom. En vir hierdie tipe teleurstelling is daar nie 'n wendige oplossing nie. As jy jou vriende vertrou en hulle stel jou teleur, is daar nie oplossings voor. Daar is nie oplossings voor. Hy is totaal verwerk deur sy eie mense. Jesus is daai donderdag deur Judas Iskariot verraai. Hy is deur die Joodse godsdienstiges gearresteer. Hy is aan die hoëpriester toe gevat en daar by die hoëpriester was die familiehoofde, die fariseërs, al sy mense, sy godsdienst, sy volk se mense en hom verwerk. So hierdie gewerk het nie plaasgevind deur vreemde mense, dit is sy eie mense. En deur sy eie kultuur. En dikwels is dit waar ons ook
veerkrag, as jy verwerping ervaar van jou geliefdes naby jou. Later is hy ook gegeesel en geslaan. Hy moet sy ergste lyding, grootste pyn verdra, baie gespot. En natuurlijk het hy die Via Dolorosa gestap daarna met die kruis, die pas weg van smarte. Die bespotting was baie groot geweest deur sy eie mense, daai donderdag aantal, toe hy voor die hoofpriester gebring het. As jy daar lees, Mattheus of Markus, dan sien jy, sy mense het hom beskrikkelijk gespot. En onthou hulle het van sê, jy die koning van die Jode, dus twyfel ons al oor die kruis, Inri, E-N-R-I. En dis die Latynse woorde vir Jesus, I van Nazareth, en R-Rex van Inri, die I is vir Jode, vir die Jodaeën. So, Jesus Christus, die koning van die Jode, in Latyn geskryf, om te spot, want die Jode was Hebreërs, maar hulle spot met hom. Maar hy sê, hy het die soldate gespot, deur die skrifgeleerdes, deur al die mense, die meeste mense, sy mense weggehaal, daar net een handjie vol, net Johannes, en die ma, en die paar vrouwens wat saam met sy ma, Maria daar was. En die na is hy gekruisig, die grootste prys betaal. So hierdie oorwinning is nie sonder 'n konteks nie. Die konteks is nie lekker nie. Die konteks is sleg. Algehele vermeerdering gehad, geen redding gehad nie. Niemand kon hom help nie. Niemand kon, Petrus wou nog 'n swaard uitklik en help hom 'n keer gaan. En daar was geen antwoord nie. Dit het donker geraak. Daai vers 12 uur, dit het donker geraak tot 3 uur. En dis baie keer hoe ons die lewe ervaar. Dinge raak so donker in jou, dat jou brein geen oplossing sien nie. Jou vriende, jou vriende, hulle bring die ware in die tafel toe. Hulle sê goed is, en dan raak het donker. En in my en jou geloof, is dit nie die einde nie. Daai donkerte is nie die einde nie. Want dan is dit, wanneer God sigbaar begin raak. Dus dan maar na die grootste donkerte, ons spot altyd, as ons Afrikaans praat, sê ons lig aan die einde van die tunnel. Dan sê die ander, ja, ons het trein vooropkom. Maar met ons, in ons donkerste, raak God sigbaar. My lewe het dit al honderde kere gebeur. Dat ek in 'n doodstraat vas is, berei en dan geen antwoord het, maar dan raak God sigbaar. Op 'n manier wat jy nie weet nie, wat jy nie ken nie, net skielik is daar iets, lewe, plan, oplossing, oorwinning. Dis wat ek en jy glo. Ek en jy glo dat Jesus wat opgestaan het. Ons glo in 'n nuwe lewe. Ons glo in die ewige lewe. Ons glo in algehele, totale verlossing. Ons glo dat ons onder geen veroordeling meer staan nie. En as 'n Christen, kan jy nie nog 'n bietjie dink, ja, maar miskien gaan die Here my nog 'n bietjie straf vir dit of vir dit of vir dat. Jy moet die opstandings, die lewe, die absoluut vat. Want dit is van ons glo aan 'n kruis wat leeg is, en 'n graf wat leeg is. Ons Here het opgestaan. Amen.
herinner, en ons geloof het nie gestop by die kruisiging. Dit begin by die opstanding. Die Here het opgestaan. Ons Here leef. Baie dankie dat ons kan weet dat ons Here Jesus Christus leef. Partykeer voel ons nog of ons nie daar is nie. En ons moet onsself herinner en sê ons Here leef. Al is ons nog op in 'n donker tyd. Dan weet ons, U gaan deurbreek vir ons. U gaan deurbreek. U gaan ons iewers heen vat. En ons begeerte is om by Paulus te kom, waar Paulus gesê, selfs die dood is 'n wins. Selfs die dood is 'n wins. As ek by Jesus Christus verbonde is. Baie dankie dat ons hierdie lewende, nuwe lewe kan aangryp. Dat ons van vandag af kan sê, man, ons Here leef. En ons loop op die water, ons klim oor die berge, ons klim oor mure, en ons laat ons nie van stryd bring deur hierdie hindernissen.